Goeiemiddag en baie welkom by nog 'n weergawe van Praag TV. Ons het 'n paar belangrike aankondigings om eers te maak. Die titel hiervan is natuurlik Ons veg vir 'n beter verlede. Ek sal nou verduidelik wat ons daarmee bedoel. En ten eerste, dankie vir almal wat op die kanaal ingeteken het in die onlangse verlede. Ek sien ons het nou verby 17,000 intekenare geskuif. Maar ons kort nog baie opduimpies en baie intekenare om ons daar te vestig by die 40,000, 50,000 merk, waar daar reeds ander Afrikaanse kanale verkeer. Dus teken gerus op die kanaal in as jy nog nie so gemaak het nie. Dan net wat môre se betoging in Pretoria betref by die Amerikaanse ambassade, 'n betoging teen plaasmoorde. Die hele aksie vind nou by die Amerikaanse ambassade in Pretoria straat plaas, want daar was 'n verandering in die reëling. Ek sal nou vir u sommer gou-gou die video van die organiseerder Jannie Meyer hierso plaas. Dan kan jy luister na wat hy te sê het, maar dit begin so min of meer om 10:00. Daar is 'n oorhandiging van die memorandum 9:00 by die ambassade, maar 10:00 begin die hele seremonie in alle erns. En hierso is wat hy te sê het. Terugvoer van Pretoria af vir môre die 28ste Maart se beplande optog. Ons het vanoggend terugvoer oor die opmars na Pretoria van die Tshwane Metropolisie Departement gekry. Hulle het ons ingelig dat 'n ander sporadiese optog op ons Uniegebou perseel verwag word. Daardie optog bots met ons in, maar kan nie afgestel word nie. Vir veiligheidsredes het ons saam met Tshwane Metro besluit dat al die verrigtinge nou by die Amerikaanse ambassade sal plaasvind. Die Amerikaanse ambassade is op die hoek van Pretoria Straat en Aryenstraat. Soos oorspronklik het u die keuse om of by die stoetaksie by die McDonald's Hatfield Gate in Pretoria Straat aan te sluit om 8:30 of om direk na die FSA ambassade toe te gaan, waar daar 9:00 'n memorandum aan 'n diplomaat oorhandig sal word vir oorhandiging aan president Donald Trump. Om 10:00 begin die verrigtinge, die toesprake, en ons hoop om 12:00 klaar te wees. Ons is jammer vir die verandering op kort kennisgewing, maar vir veiligheidsredes het ons besluit dat dit in almal se belang is. Ons dankie vir u begrip en ons vra asseblief u ondersteuning. Dankie. Goed, daar was dan die aankondiging van Jannie Meyer. Alles vind nou by die ambassade plaas en ons doen 'n beroep op u om hierdie belangrike betoging by te woon. By al die ander betogings wat ek nou al in my lewe oor die afgelope 20, 30 jaar meegemaak het, dink ek hierdie is een van die belangrikstes. Want ons wil wys dat daar wel ontevredenheid by die Afrikaner bestaan, want blykbaar daar's 'n klomp terugvoer wat terugkom uit Amerika uit, dat die mense is tevrede onder die ANC. Amerika is bereid om ons te help, maar dan moet daar ook hier iets gedoen word vanuit Suid-Afrika. Ons moet toon dat ons onvergenoegd is met hierdie situasie van verdrukking in ons land. Daarom is dit so belangrik om hierdie aksies te hou. Dis moeite en alles. Ons is ook, party van ons nie almal meer so jonk nie, maar ons moet dit maar doen. Ja, kom ons gaan doen dit môre daar by die Amerikaanse ambassade. En dan natuurlik, ek bring weer eens onder die aandag natuurlik ons boek wat so verlede maand verskyn het, Hart van Duisternis deur Joseph Conrad, fantastiese boek oor Afrika. En so ter sake ook vir ons situasie nog steeds oor die afgelope 100 jaar en meer. Ek laat weer die skakel hier in die beskrywing van hierdie video. Nou,
daar was nou onlangs, ek dink, laat ek so begin, daar's my 2 invalshoeke, of 2, noem het maar 2 dinge wat my hierdie onderwerp laat aanpak het. Die eerste ene was toe ek so 'n klompie jare gelede in Rusland was, my enigste besoek aan Rusland tot dusver, en ek het nie eintlik Moskou, wel, ek was so vir 'n halwe dag in Moskou, heel interessant, maar ek was nie eintlik ek was in 'n ander stad gewees. En toe het ek die beroemde Moskouse moltrein natuurlik besoek, want ek het so vinnige toer van die lughawe af net op my eie deur Moskou uitgevoer. En ek dink dit was by die Rooiplein gewees, by die moltreinstasie van die Rooiplein is daar's 'n standbeeld van Lenin, 'n borsbeeld. En by hierdie borsbeeld was daar 'n rooi roos. En dit het my toe getref. Jy weet, wie sou nou vandag in hierdie tyd nog steeds die rooi roos vir Lenin daar laat? En mettertyd het ek agtergekom dat die Russe heeltemal 'n ander manier het om met hulle verlede om te gaan. Hulle is krities daaroor. Maar hulle is nie bereid om 'n vorige geslag, al het hulle hoeveel foute gemaak en wat ook al, hulle is nie bereid om 'n vorige geslag aan te kla in die naam van die Here en hulle te verdoem of te verag of te veroordeel nie. En daarmee het die Russe hulle identiteit konsekwent gehou en daar's 'n kontinuïteit in die Russiese identiteit wat hulle seker vandag een van die mees samehangende nasionale kulture in die wêreld te gee. Nou niet so, onlangs was daar so 'n video van Ernst Roots met sy nuwe aksie, ek weet nie presies, ek nou vergeet wat die naam daarvan is, maar in elk geval, Ernst Roots wat uit die dampkring van Solidariteit en Afriforum kom, en ek weet, Flip Buys het dit al verskeie kere herhaal, dit is een van sy slagspreuke, dat hulle veg nie vir 'n beter verlede nie, maar vir 'n beter toekoms. Nou, by al die ander dinge waarvan, kyk, ek ondersteun, wel ek is nie betalende lid van Afriforum of Solidariteit nie, maar ek ondersteun baie van wat hulle doen. Hulle is ook mede-Afrikaners, ek dink ons moet almal saam staan in die huidige tydvak. Maar ek ondersteun nie alles wat hulle sê nie, verseker nie, en veral nie die gedagte dat ons verlede en hierdie hele soort linkse drogbeeld wat daar gemaak word van ons verlede, dat ons dit eenvoudig net moet veroordeel en van 'n soort jaar 0 af, van tans af, moet ons nou, jy weet, 'n nuwe Afrikaner of Afrikaanse word wat in hierdie tydvak met vandagse middele en onder die ANC oorheersing, moet ons van hier af aan nou onsself herdefinieer of 'n nuwe identiteit skep of enige iets van die aard nie. En dit bring my ook, my paar aanhalings, daar's een interessante ding wat Franse filosoof Régis Debray, hy was op 'n stadium ook hier in Suid-Afrika 'n klompie jare gelede, wat hy gesê het, in 'n televisieonderhoud in Frankryk, het hy gesê, il n'y a rien plus révolutionnaire que la nostalgie. Daar is niks meer revolutionair as nostalgie nie. En as jy mooi daaroor dink, dan is dit 'n baie waar ding om te sê, want ons enige beweging, enige revolusionêre beweging, en ek dink ons is vandag in 'n soort Afrikaner revolusie gewikkeld, danksy meneer Trump, en maar danksy ook die omstandighede in ons land, wat ons daartoe noop, dat ons wil verandering sien, ons wil sien dat ons nie meer oorheers word nie, dat ons taal weer gerespekteer word, dat Afrikaanse skole mag voortbestaan, anders was wat die Bella-wet nou beplan, alles wat daarmee saamhang. Maar, daardie nostalgie oor die beter dae wat ons in die verlede geken het, dit is ook dit wat ons dryf om verandering in hierdie situasie
teweeg te bring. En dit sluit ook aan by 'n ander aanhaling van George Orwell, die beroemde Britse skrywer, wat ook lang tye in Europa deurgebring het, wat ook baie goed Frans kon praat. Jy weet, hy was nie net 'n soort van 'n stereotype Engelsman, wat nie ook uit die fontein van die groot Europese kultuur, jy weet, Frankryk en Duitsland en Italië, en die Laalande, Rusland en die hele groot Europa, wat nie ook daaruit geput en gedrink het nie. En hy het die volgende gesê: wie die verlede beheer, beheer die toekoms. Wie die Here beheer, beheer die verlede. Nou dink 'n bietjie daaroor. Dis 'n baie interessante gedagte hierdie. Hy wat die verlede beheer, beheer die toekoms. Hy wat die Here beheer, beheer die verlede. Met ander woorde, die verlede is ongelooflik belangrik. En ons het gesien in ons land hoe die verlede telkens opgehaal word om die soort verdrukking en arbitrære maatreëls en binnekort grondonteiening sonder vergoeding. Dit alles word geregverdig met verwysing na die verlede. Met ander woorde, die ANC beheer die verlede in ons land, want soveel Afrikaner geskiedkundiges en intellektuele en politici is te lafhartig om in 'n debat oor die verlede betrokke te raak. En dit is waarom ek sê, ons moet veg vir 'n beter verlede, want as ons verlede weer eens, as ons die waarheid begin praat oor ons verlede, dan gaan ons begin om in die Here 'n verskil te kan maak. Verseker. En oor die afgelope paar weke of wat, was ek in meer as een sogenaamde space of 'n ruimte op X betrokke, waar ons met twee Engelse dames eintlik gepraat het oor die verlede en alles wat daar gebeur het in die vroeë 90er jare. Daar's 'n ontsettende klomp dinge waaroor ons mense niks weet nie en wat ook nie aan die breë publiek bekend is nie. Wie die bomme gemaak het, die operasie Woela, die hele poging om eintlik die nasionale party in die vroeë 90er jare omver te werp. Daar was 'n hele revolusionêre plan om die ou regering omver te werp, en dit het op die lappe gekom deur die ou veiligheidsmagte, maar de Klerk het niemand laat aankla nie. Daar was reeds hoogverraad en 'n poging om die ou bewind omver te werp, en de Klerk het geweier om daardie mense aan te kla. Deur sy verraad het hy eintlik ook 'n groot bydrae natuurlik gelewer tot die huidige bestel. Maar dit is nodig dat daar baie goeie navorsing moet kom en boeke geskryf word en artikels en video's en gemaak word oor ons verlede, dat ons presies weet wat in die verlede afgespeel het, dat ons die waarheid oor ons geskiedenis mag ken, en op grond van daardie waarheid gaan ons dan die Here begin verander, en dit moet nou baie vinnig gebeur. Binne die volgende paar maande moet ons alreeds 'n slag slaan om vir mense die waarheid oor hoe presies hierdie terreurbende wat ons tans regeer en vertrap en dreig met hulle kieleboer, kielefarmer, met hulle korrupte howe wat hierdie soort slagspreuke gewettig het. Ons moet die waarheid oor die onlangse verlede begin vertel. En ek hoop persoonlik en ook die hele Praagbeweging om 'n baie groot rol daarin te speel. En ons sal binnekort oor die volgende paar dae vir u ook vertel hoe u ons meer tasbaar kan ondersteun, behalwe natuurlik om af en toe 'n boek te koop. En en ons gaan in hierdie stryd binne, en daar's ook fantastiese planne wat ons met besig is om te smee met Suid-Afrikaners en Afrikaners in die buiteland, in Europa en veral in die VSA. Dus
hierdie trein gaan nie nou, hy kom nou eers aan die gang en hy gaan al hoe meer momentum begin verkry. En ek glo vas dat ons gaan hierdie heilige bestel binne die volgende paar jaar, indien die volgende paar maande nie, gaan ons van ons kan afwerp. Maar dit hang van ons af, dit hang van ons denke af en ons bereidheid en ons moed om ook oor die verlede te begin praat en te redeneer. En van daaraf uit gaan ons weer beheer oor die Here neem en gaan ons die toekoms beheer. As jy tot hier geluister het, moet nie vergeet om op die kanaal in te teken nie, en tot volgende keer, dan maak ons weer so. Totsiens.